Hallo daar en baie welkom by ons aanlyn Bybelskool. Dit is 'n groot voorreg om jou te verwelkom en as jy dalk vandag vir die eerste keer by ons inloer, die lekker is die notas hier voor my is vir jou beskikbaar. Stuur net my e-pos, ek sal selfs al die ander vorige hoofstukke se notas ook vir jou stuur. Ons is besig met 'n reis waarin Lukas vir ons die beweging van die Here deur die kerk neerpen. Hy het geskryf vir Theophilus, maar dit word die storie vir die kerk wat vir jou en my in 'n tyd soos hierdie, juis vir vandag ook, so aanmoedig en motiveer. Die werk van die Gees, die groot kerkleiers ook, nê. Ons het al gelees van die werk deur Petrus en Johannes, onthou jy Stefanus se groot toespraak en wat ons daar geleer het. Ons gaan nog meer lees van Jakobus, ons leer al klaar van Petrus en van Barnabas, en so kom die rolspelers by. En sien ons die Here se werk, beide onder die Jode, maar veral dan ook onder die Grieke, en wat die Jode sou noem die heidene, nê. Verlede week het ons gesien hoe Herodes se gewildheid begin toeneem daar in Jerusalem, want hy begin om die Christene gevange te neem. Hy het vir Jakobus laat doodmaak. Jakobus, die boetie van Johannes. Hy het vir Petrus in die tronk laat stop, juis in die tyd van Paasfees en die fees van die ongesuurde brood. Petrus was in afwagting gewees op sy laaste dag moontlik, want Herodes, wat so bekend was ook vir sy gewelddadige optrede, wil in gewildheid groei, en as hy vir Jakobus laat doodmaak het, wat het vir Petrus voorgelê? En dan kom die engel van die Here in die nag en hy bevry vir Petrus. Herodes word so kwaad, so smoor kwaad, dat hy al 16 soldate laat doodmaak. Hy gaan dan terug na Caesarea toe, en daar, wanneer hy sy toespraak lewer, op die dag wat hy sy vriend die keiser vereer, daar val hy mors dood. Nadat die mense hom vereer het as 'n god, val hy mors dood. So teenoor die evangelie wat nie geboei kan word nie, deur Petrus wat aanhou getuig, hy's eers terug na die gelowiges toe, daar by die huis van Johannes, Markus se ma, en dan beweeg hy verder, hy gaan verder aan, is daar die kant, die sogenaamde vryheid van koning Herodes, wat lei tot sy dood. So die teenoorgestelde gebeure, wat iets vertel van die evangelie wat lewe bring, en die sonde, hoogmoed, eie verwaandheid, wat lei tot jou eie ondergang. Intussen gaan Barnabas en Paulus terug na Antiochië toe. Hulle gaan werk daar, en dis by daai gebeure, waar ons vandag ook aansluit. Kom ons bid saam. Here Jesus, dit is vir ons so spesiaal om hierdeur te werk, en dit te lees, en daaroor na te dink. Maar meer nog, wanneer u woord met ons praat, dan kan ons nie anders as om met ons lewens daarop te wil antwoord nie. Dankie Here dat ons juis in 'n tyd soos hierdie, in 'n tyd waar ons onlangs die beweging van die Gees net weer opnuut gevier het in die kerk met Pinkster, waar ons juis kan stil word en kan nadink oor wat U ook in ons wêreld doen. En vandag, wanneer ons die voorreg het om saam met Paulus en Barnabas op hulle eerste reis te gaan, bid ek, o Here, neem ons ook op reis. Neem ons verbeelding op reis, neem ons harte op reis, sodat ons nie net U aan die beweging kan sien en U aan die werk kan sien nie, maar opnuut net weer vir onsself die vraag kan vra, maar wat sê dit vir my lewe, my konteks, en wat vra dit van my? Bid dit in die naam van die lewende Here, Jesus die Christus. Amen. Die opskrif hier in my 83 vertaling teks wat ek voor my het, is die eerste sendingreis, Barnabas en Saulus word uitgestuur. Onder die profete en leraars in die gemeente in Antiochië, onthou Antiochië was die derde grootste stad in die antieke wêreld, was Barnabas, Simeon, wat ook Niger genoem is, Lucius van Cyrene, Manaen, wat saam met die heerser Herodes groot geword het, en Saulus. 5 leiers wat Lukas vir ons beskryf, en as ons na hulle name kyk, en ons na ons agtergrond kyk, dan sien ons dat Antiochië was die eerste gemeente gewees, so het ons al voorheen gesien, wat 'n behoefte gehad het om by te dra vir 'n totale ander volk, nê? Want ek wil die heidense gelowiges, die Griekse gelowiges, Griekse Christene in Antiochië, het geld bymekaar gemaak vir die nood van die Joodse gelowiges in Jerusalem. En nou hier sien ons, hulle is ook die eerste gemeente met 'n multikulturele leierskap. Want elkeen van hierdie kom uit 'n verskillende agtergrond. Ons weet, Saulus en Barnabas deel natuurlik hulle Joodse agtergrond, maar hoor net hier, wanneer ons lees van Simeon, wat ook Niger genoem is, die Latyns van Simeon, van Niger beteken donker. So, hy het waarskynlik 'n vermengde agtergrond.
Hy het waarskynlik 'n multikulturele agtergrond net in sy eie storie. Dan lees ons van Lucius van Cyrene. Cyrene is die plek uit Noord-Afrika. Dis ook waar Simon van Cyrene afkom, wat Jesus se kruis gedra het. So daar's 'n man uit Afrika, daar's die Niger, nê? Simeon die Niger, die donker van gelaat man. Daar's Barnabas en Saulus, en dan ook Manaen, wat saam met die Herodes groot geword het. En van Manaen is daar twee opsies. Hierdie groot geword kan impliseer dat hy die seun was van 'n slaaf van die Herodes se ouers, en daarom saam met hom opgevoed is. Of hy kan uit die aardelike agtergrond uitkom, en uit die stam van die aardelikes, of uit die gesin van die aardelikes, die wêreld van die aardelikes, en daarom as bevoorregte saam met die Herodes gedeel het in die opvoeding. Hoe dit ook al sê, hy was dus baie goed opgevoed, baie goed geskool en geleer. En hierdie 5 word beskryf as die profete en die leraars. Nou, profete is anders as wat ons dalk in die Ou Testament sou sien, wat dit enkelinge is. Hier is dit 'n gedeel van, wat is God se wil in hierdie situasie? Dit is wat die profete gedoen het, en wanneer profete iets gesê het, dan sou dit in hulle tyd plaasgevind het. Dit was nie toekomsvoorspelling of wollerige, onduidelike uitsprake nie, en hulle sou ook aanspreeklik gewees het vir wat hulle gesê het. Leraars natuurlik, hulle wat die woord deel. En as ons uit die profete en leraars dadelik hier sien, as dit was deel van die leierskap, sien ons die sleutelbeweging van die evangelie was eerstens die verkondiging van die goeie nuus en die deel van die woord. Die woord bly die basis, en profete en leraars het altyd daarmee te doen. Die woorde van God vir 'n tyd soos die. Wat sê God se woord, en wat wil die Here deel in 'n tyd soos hierdie? Wat moet ons hoor? Wat moet ons doen? Dit is so mooi en so belangrik dat hulle ons terugneem na die woord toe, nê? Want dit is ons God se woord, nie net gedagtes nie. Maar wat sê dit vir ons ook dan vir vandag? Vers 2. Toe hulle op 'n keer bymekaar was om die Here te dien, iets baie mooi wat beskryf van hierdie leierskap, is dat hulle saam in eenheid die Here gedien het. Kyk bietjie Efesiërs 4 oor die belangrikheid van eenheid. En om te vas, het die Heilige Gees gesê. So eers het hulle saam gewees, hulle het gedien en hulle het gevas. Toe het die Heilige Gees gepraat. Dit beteken nie is meganisties nie, maar daar was iets in hierdie gewone gebruike van hulle wat op 'n baie spesifieke oomblik 'n woord van die Here vir hulle gebring het. En die Heilige Gees het gesê, sonder Barnabas en Saulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. Daar is 'n algemene werk van die Heilige Gees. Ons sien dit daar in Handelinge 8, die eerste gedeelte met Filippus, daar in Samaria. En dan is daar baie spesifieke take, soos die keer toe Filippus gestuur is na die Ethiopiër toe. En hier in Paulus en Barnabas se geval, julle is op pad, sonder hulle af, so plaas hulle eenkant vir werk wat ek vir hulle het. Nadat die gemeente gevas en gebid, so nou is dit nie net die leierskap nie, dis die gemeente, wat ook vas en bid, wat iets vertel van hulle toewyding, hulle erns, en hulle die hande opgelê het die gemeente hulle laat gaan. Daai laaste 3 woorde moet ek en jy nie te vinnig lees nie. Hulle laat gaan. Kan jy jouself indink op hierdie oomblik, hoe spesiaal was Saulus en Barnabas nie vir hierdie gemeente nie? Hoe geliefd was hulle nie? Hoe heerlik was dit nie om by hulle te leer oor die woord en die wysheid van die Here en Jesus se impak op die wêreld en waarmee hy besig is in die vervulling van Christus. Nee, wat hoe hy die Ou Testament vervul in Christus. Die totale Ou Testament, alles heenwys na hom toe. En nou stuur hulle uit. Nou gaan deel hulle met die wêreld. Maar dit kom nie sonder verlies vir die gemeente nie. Want die gemeente is skielik 40% kwyt van hulle leierskap, wanneer Paulus en Barnabas gaan. Soos Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur. En net weer daai woord uitgestuur, Jesus stuur, die Heilige Gees stuur, die Vader is sy seun gestuur. So 'n sturende God, op missie Oudei, die sending van God na die wêreld toe. Die Heilige Gees het hulle gestuur. Hulle het na Cilicia toe gegaan en daarvandaan na Cyprus toe oorgevaar. So hulle is na die kusdorpie toe en toe dadelik na die eiland Cyprus, die naaste eiland van daar af. En nou gaan hulle deur die eiland beweeg en die evangelie, die goeie nuus deel. Hulle het in Salamis aangekom, daar op die eiland Cyprus.
Daar het hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig. Hulle het Johannes by hulle gehad om hulle te help. Hierdie verwysing na Johannes is Johannes Markus, daai selfde huis waarna Petrus toe gegaan het, toe hy bevry is daar in Jerusalem uit die tronk uit, was dan die huis van Johannes Markus se ma. Maar in hierdie geval is Johannes Markus saam met Paulus en Barnabas die 480 plus minus kilometer noord na Antiochië toe, en nou is hy saam met hulle op sendingreis. Hierdie jong man vol passie en opgewondenheid waarskynlik oor wat nou gaan gebeur, wat ook natuurlik 'n familielid van Barnabas was. Hy saam met hulle op reis. En hoekom Lukas hier noem, is ons sal sien wat sy rol is in die verhouding tussen Barnabas en Paulus, maar ons sal dit ook later sien in 2 Timoteus 4, waar Paulus oor hom ook praat, en later ook dan nou loop ons hom raak, nadat hy die blitsevangelie, die Markus evangelie ook neergepen het. So Johannes Markus is saam met hulle. Hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig. Dit was die modus operandi van die eerste sendingbeweging van die kerk. Paulus het hierdie ding so gevestig. Jy gaan op 'n Sondag na die sinagoge toe. Die sinagoge het bepaalde verlope wat vas was. Onder hulle was die lees van die Davidiese tekste wat sê, ons wag op die Messias. Jy sien, daai vasgestelde formules wat genoem is elke keer op die Sabbat, wanneer die mense by die sinagoges was, elke keer wanneer dit gebeur het dit 'n geleentheid geskep vir die gelowiges, vir die volgelinge van Jesus, om met die mense daaroor te praat, om te vertel hoe Jesus die vervulling is van daai tekste, en om dan te debatteer. Wel, dit het hier ook gebeur. Hulle is besig daarmee. Vers 6, daar het hulle die hele eiland deurgegaan, tot by Paphos, waar hulle 'n Joodse towenaar met die naam Bar-Jesus teëgekom het, wat voorgegee het dat hy 'n profeet is. Nou hierdie Bar-Jesus, dit beteken letterlik seun van Jesus, is ironies, want hier is glad nie 'n volgeling van Jesus nie, maar Jesus was 'n redelike algemene naam in daardie tyd, maar hierdie man is iemand wat ander kil, hy's 'n towenaar. Dit was ook so gewees dat die goewerneurs van daardie tyd vir hulle eie vermaak ook towenaars en kunstenaars daar gehad het, ter vermaak van ander. So hierdie man is 'n kil kunstenaar, hy is 'n towenaar, en hy gee voor dat hy 'n profeet is. So hy sal voorspellings maak, en die hartseer hiervan is, wat hy sê is nie die waarheid nie. Ons weet nie hoe die mense dit sou gehoor het nie, maar die woord voorgee is die hartseer, en Bar-Jesus beteken dus, hy het 'n Joodse agtergrond. En hier kom Paulus en Barnabas, twee sendelinge, wat vir hierdie goewerneur geen waarde het nie. Hulle het geen status nie, hoekom sal hy na hierdie twee besoekers by sy eiland ooit moet luister? En interessant is so oor die goewerneur, die historiese feite kom wys vir jou en my, na 22 na Christus was daar juis die aanstelling van goewerneurs in daardie wêreld en daardie tyd gewees. So hierdie is 'n histories verifieerbare feite, pen in die grond deur Lukas wat sê, hierdie vertellings is waar, geskiedkundig ook waar. Hy was by die goewerneur Sergius Paulus, wat 'n verstandige man was. Die goewerneur het vir Barnabas en Saulus laat roep, want hy wou graag die woord van God hoor. Teenoor die towenaar, die kil kunstenaar, die een wat ander bedrieg, het jy die goewerneur, 'n Griek, 'n Romein dan as jy wil, van Romeinse agtergrond, wat deur die Jode gesien sou word as 'n heiden, wat ernstig is om te hoor van die woord van die Here. So jy het opregtheid teenoor valse voorgee. En Paulus hulle kry die geleentheid om met hom te praat. Dit wys net weer vir jou hoe die Here die deure oopgemaak het. Paulus sal later in Rome met die hoogste gesag in die Romeinse ryk sou hy die evangelie kon deel, die goeie nuus kon deel. En Paulus wat sy agtergrond juis om presies reg geposisioneer het hiervoor, gaan ook hier die geleentheid kry. So rondom hierdie heerser kry hy die kans, maar eers die towenaar vers 8 Elimas, soos hy in Grieks genoem is, en Elimas word vertaal met the skillful one, het hulle egter teëgestaan, omdat hy wou verhoed dat die goewerneur in Jesus glo. Hoekom sou hy dit verhoed? Want sien, hy is besig om valse beeld voor te hou dat hy 'n profeet is. Wanneer Paulus hulle die waarheid van God gaan verkondig, gaan hy mos nou teen hom staan, teenoor hom staan. En sy inkomste is afhanklik van hierdie valse profeseë wat hy gee.
van hierdie valse voorgee wat hy handhaaf. En daarom dan hierdie teenstand, en die belangrik is, hy wou verhoed dat hulle in Jesus glo. Dus wat sou hy doen, of dat die gouverneur in Jesus glo? Hy sou waarskynlik woorde gebruik, verskonings gebruik, en teenargumente wou gebruik, om die gouverneur te verwar. Maar Saulus, dit is Paulus, en hier hoor ons nou Lukas se eerste verwysing na die Latynse woord van Saulus, naamlik dat hy as Paulus bekend was. En interessant, Paulus in die Latyn verwys na geringste, en Paulus sou ook na homself verwys as die geringste apostel. Maar hier kom hy nou aan die woord, en Lukas, hoekom sal jy vir ons sy Latynse naam gee? Want is presies gepas vir 'n tyd soos hierdie. Ag, ek en jy gaan in Handelinge 17 sien ook, hoe Paulus sy kennis, sy vaardigheid, juis vir 'n tyd soos daai, wat ons daar gaan lees, gebruik om met die mense in Antiochië te praat. Hy het soveel kennis en insig, so hy's presies die regte mens vir hierdie oomblik, en sy Latynse naam maak hom presies die regte persoon om met hierdie gouverneur te kan praat, hierdie Romeinse gouverneur. Maar Paulus, vol van die Heilige Gees, het hom skerp aangekyk, en nou sien ons seker van die hardste, direkste woorde wat ons kry in die Nuwe Testament. Hy het gesê, duiwelskind. In Johannes 8 sê Jesus vir die Fariseërs, God is nie hulle vader nie. Gaan lees gerus wat Jesus daar verder oor hulle sê. En hier word hierdie man aangespreek, duiwelskind, deurtrapte skelm en bedrieër, vyand van alles wat reg is. Sal jy ophou om in die pad van die Here te staan? Joe, hierdie is verskriklike woorde, dis harde woorde. En Paulus draai nie doekies om nie. Maar die belangrike is om in die pad van die Here te staan. Vir jou en my, kom ons staan net bietjie stil by, wat beteken dit? Die Here is op weg. En na wie toe? Na hierdie gouverneur toe. Jy probeer in die pad van die Here, van die weg, wat self die weg is, te staan. En eintlik sê Paulus net vir hom, kom uit die pad uit. Jy's 'n duiwelskind, so wie's jou vader? Jy's 'n bedrieër, so by wie jy geleer. So kom net weg, want jy's 'n vyand van alles wat reg is. Die Here gaan jou nou straf. Jy sal blind word en die son 'n tyd lank nie sien nie. Hierdie is 'n fisiese beskrywing van hierdie man se geestelike toestand. Dat hy geestelik blind is, al gee hy voor dat hy kan profeteer. Onmiddellik het alles vir hom vaag en donker geword, en hy het rondgetas na iemand om hom aan die hand te lei. Hierdie is so ironies, want 'n valse profeet, wat valslik voorgegee dat hy weet, is uitgevang. En nie net dit nie, wie is nou die een wat rondtas? Want eintlik was dit wat hy in elk geval gedoen het in sy lewe, nou wys dit net fisies. En as daar staan dat hy rondgetas het na iemand wat hom kan help, is dit dalk ook 'n beskrywing dat daar niemand was nie? Is dit dalk 'n beskrywing van ek soek om hulp? Maar hier is nie mooi, dink nou net mooi, hierdie potensiële verleentheid vir Paulus en vir Barnabas, word 'n geleentheid vir die evangelie. Word 'n wonderlike beweging van God, want kyk mooi, hierdie man word fisies blind nadat Paulus dit gesê het, so dit word 'n wonder, maar dit is nie 'n progressiewe wonder nie, dis 'n regressiewe wonder, want hierdie man word blind. En anders as Paulus wat vir Jesus gesien het en toe blind was vir 3 dae, in afwagting en in gebed, in voorbereiding, is hierdie man nou blind om te beskryf, hoorie, dis wat aangaan in jou lewe. Wonder wat sou in sy denke aangegaan het, wat sy realiteitsskok het hy nie daai oomblik gehad, hy het die oggend wakker geword, vol oë en vol planne om te gaan bedrieg, en hy sou daaraan blind gaan slaap. Die gouverneur was diep onder die indruk van die leer van die Here. Kyk mooi, nie diep onder die indruk van die wonder eers nie, maar oor die waarheid. Hy was geïnteresseerd, Paulus hulle kon praat, nou is hy diep onder die indruk. En toe hy sien wat gebeur het, het hy gelowig geword. So ironies dat vyandigheid lei tot oorgawe, tot oortuiging. En toe hy die evangelie in aksie sien, toe hy die krag van God voor hom sien, het hy gelowig geword. So 'n gouverneur in die Romeinse ryk is gered. Hy is dus toegevoeg tot die gemeente van God op die eiland Cyprus. Paulus en sy reisgenote het met 'n skip van Paphos af vertrek en by Perge in Pamfilië aangekom. Dis so noordwes na die vastelandse kant toe. Daar het Johannes hulle verlaat en na Jerusalem toe teruggegaan. Lukas gee nie vir ons die agtergrond hiervan nie.
Ons sien daar was 'n beweging en nou gaan hulle voort na die meer onbekende wêreld toe. Ek weet nie of Markus eers hier 'n aanvoeling gehad het, Johannes Markus, hierdie aanvoeling gehad het van die moeilikheid wat sou kom nie. Wat ons weet is hy het geloop. Hy het gegaan. Hy het nie meer verder gereis nie. Hoe hy teruggegaan het en waarmee hy teruggegaan het, dit bly onbekend vir jou en my. Maar hulle het die reis van Perga af voortgesit en Antiochië en Pisidia aangekom. Dis noord om in Antiochië aan te kon kom. Op die Sabbatdag het hulle na die sinagoge toe gegaan en daar gaan sit. Dis die plan van aksie, dis die modus operandi, dis hoe hulle dit doen. Na die voorlesing uit die wet en die profete, en onthou mooi, die wet wat 'n beskrywing sou wees van Eksodus 20, die verhaal van die uittog, en die voorlesing van die profete, wat natuurlik 'n verwagting van die Messias wat sou kom, sal wees, het die raadslede van die sinagoge hulle laat weet, broers, as julle vir die volk 'n woord van bemoediging het, praat maar. So dit was die gebruik gewees om vir ander 'n geleentheid te gee vir 'n spreekbeurt. En kyk gerus Lukas 4, wanneer Jesus so 'n geleentheid kry daar in Nasaret, en met sy eerste preek ook daar begin. Paulus het opgestaan, met 'n handbeweging aandag gevra en gesê, Israeliete en Godvreesendes, luister. Hierdie eerste beskrywings van Israeliete en Godvreesendes, onthou, hoe ver is Antiochië, ver van wat hier onder in Jerusalem gebeur het, né? Maar hoor net mooi sy houding. Paulus is nie vol bravade nie, hy is net beskikbaar, hy is teenwoordig en hy het 'n boodskap om te deel. Baie interessant dat vanaf die naam Paulus genoem word, is Paulus op die voorgrond. In die verlede was dit Barnabas en Saulus, nou verander dit om, nou is dit Paulus en Barnabas, en Paulus is aan die woord. En hy sê vir hulle, die God van hierdie volk Israel het ons voorvaders uitgekies en hulle 'n groot volk gemaak toe hulle vreemdeling in Egipte gewoon het. Hy het hulle deur sy groot mag daarvandaan uitgelei en hulle in die woestyn ongeveer 40 jaar lank geduldig verdra. So hier is die storie van die Eksodus, hulle het net nou daaroor gelees in die wet. So nou bring Paulus vir hulle 'n baie kort en bondige opsomming van die verhaal van ons. Het jy dit gehoor? Ons. So Paulus identifiseer met hulle, hy praat met hulle asof, hoorie my, onthou hierdie is wat met ons gebeur het. En dit is ook presies hoe die Jode hierdie storie aangehou vertel het vir hulle kinders en hulle kinders se kinders. Dis die uitleef van die Shema, daar in Deuteronomium 6. Gaan deel, die Here jou God is die enigste Here. Gaan deel dit met die wêreld. Deel dit met mekaar. Luister Israel, onthou, gee aandag. Die Here ons God is een. Daarna het hy 7 nasies in die land Kanaan uitgewis en hulle land aan die Israeliete gegee. Hier is die beskrywing van Joshua in die beloofde land. So, ons het nou Eksodus en nou het ons Joshua. Dit alles het omtrent 450 jaar lank geduur. Daarna het hy rigters oor die land laat regeer tot die tyd van die profeet Samuel. So ons beweeg van Joshua na rigters, van rigters tot by Samuel. En as jy rigters gelees het, ek het dit onlangs weer gedoen in die Bybelplan, waar jy die Bybel in 'n jaar deurlees, is die intense gevoel en gevolgtrekking wat jy tot kom is, Here, maar dit is verskriklik. Selfs Gideon se verhaal wat ons in die kinderdae geleer het van hierdie jong man wat weggekruip het, hierdie arme man en die vliesies en God wat deur 300 man wonders gedoen het. Selfs Gideon se storie eindig wat hy 'n afgodsbeeld laat maak. En dan nie eers te praat van al die ander nie, en dan noem ek graag ook Samson en die hartse realiteit van hom. En so in die rigter sien ons katastrofe op katastrofe, want, en dis die woord, elkeen het gedoen soos hy goed gedink het. Daar was nie vir hulle hierdie gesamentlike ooreenkoms van, dis wat die Here gesê het, en tog het hulle die 10 gebooie gehad, maar hulle het dit nie uitgeleef nie. Hulle het elkeen gedoen soos hulle dit goed gedink het, en dit het selfs gemaak het hulle teen mekaar gebeklei het, en mekaar amper uitgewis het. Ek dink veral in die verhaal van die Benjamiete. Toe die Israeliete daarna 'n koning wou hê, het God vir Saul, seun van Kis, uit die stam Benjamin aan hulle gegee. Hy het 40 jaar lank regeer. En as ons hierdie so alles optel, dan kom ons by hierdie syfers wat Lukas wys. Paulus beweeg vinnig, want hy het 'n ander punt om te maak. Nadat God hom van sy ampt onthef het,
het hy Dawid as koning oor hulle aangestel. Hulle wou 'n koning hê, die Here het gesê hy is koning. Hulle wou 'n koning hê, toe gee God vir hulle presies wat hulle graag sou wou hê. 'n Groot man, 'n lang man, 'n intense, intimiderende figuur. En toe sê die Here, maar dis nie sy keuse nie. God se keuse, en hoekom dit belangrik is dis wat ons die heeltyd sien in Paulus se vertel van God se storie. God se keuse was Abraham. God se keuse was Dawid. God se keuse was Moses. God se keuse is Samuel. God se keuse is Jesus. En as jy al die ander erken, dan moet jy Jesus erken. Jy kan dit nie mis nie, want hy is die vervulling van dit alles en hy's groter, het ons in die Hebreërs Bybelskool gesien, as hulle almal tesaam. Van hom het God gesê, ek het in Dawid, seun van Isaai, 'n man na my hart gevind, hy sal al my opdragte uitvoer. Hierdie man na my hart is 'n direkte aanhaling van die Here se woord aan Samuel. Dis ook 'n beskrywing van Dawid in die Psalms. Jy gaan dit sien daar in Psalm 89. Die Here sê hy het in Dawid 'n man na sy hart gevind. En ek en jy gaan onmiddellik wil reageer en sê, maar hoe kan dit wees? Ons weet mos wat Dawid aangevang het. Maar Psalm 51 wys vir ons van sy diepe rou. Ons sien dat Dawid nie aangehou het met sy sonde nie. Hy het dit bely, hy het dit erken, hy het teruggekeer na die Here toe. Hy het die Here se lof besing en hy het die Here met oorgawe gedien. En wanneer hy geval het, het hy weer teruggekeer. En God het in hom 'n man na sy hart gevind. Uit hierdie man se nageslag het God volgens sy belofte Jesus as verlosser vir Israel laat voorkom. Sien, die belangrike was, daar was gesê dat vanuit die troon van Dawid in die nageslag wat sou kom, sal die Messias sit. Hy sal op die troon sit. En Jesus is die een wat sy troon bestyg. Hy doen dit deur die kruis, het ons in die Johannes Evangelie gesien. En Dawid met sy vreeslike mooi verhaal, wat as jy die Rit Bybelskool sou volg, sal jy dit ook daarin sien, wie se pa Isaai was, en sy pa was Obed, en Obed se pa was Boas, daar uit Bethlehem uit, almal van hulle uit Bethlehem uit. In sy nageslag word gebore in Bethlehem, die koning, die een wat op die troon van Dawid sou sit, maar ook die lam, wat sy lewe sou gee. En dis al die heenwysings wat ons van Paulus af kry na Christus toe. Christus, die leeu van Juda, ewige koning. Vers 24, voor Jesus se koms het Johannes die hele Israel opgeroep om hulle te bekeer en te laat doop. Johannes was 'n bekende figuur gewees, maar dink net mooi, daar deur in Antiochië en Pisidië, hoeveel honderde kilometers is dit nie verwyder van Jerusalem nie. Hoeveel verder is dit nie eers verwyder na die Jordaan, daar waar Johannes gedoop het nie, en tog word die stories van Johannes gedeel. Hierdie voorloper van die Messias. Hierdie een waarvan ons lees in Johannes 1, wanneer hy oor Jesus praat, dan gebruik hy slawetaal. Hy sê, ek is nie eers werd om sy skoene los te maak nie. Johannes wat gesê, daar is die lam van God, wat die sondes wegneem. Johannes wat in Johannes 3 self sê, ek is die vriend van die bruidegom, ek is nie die bruidegom nie, ek wys net heen na hom toe, en die vriend van die bruidegom is bly, wanneer die bruidegom hier is, en ek is nou met blydskap vervul. So Johannes die heenwyser, en hy het die Jode gedoop, en dis interessant die woord doop, vir jou en my net om te onthou, die doop is nie 'n Christelike uitvindsel of begin nie, dit was 'n Joodse gebruik vir die proseliete. Heidene wat tot die geloof gekom het die proseliete doop gegaan. Maar Johannes sê nee, God doop nou Jode, want Jode moet tot inkeer kom, so dis nie net vir die heidene bedoel om tot inkeer te kom en tot geloof te kom en skoon gewas te word nie. Nee, die Jode moet ook, hulle moet tot God bekeer. Die koninkryk van God sê Jesus het naby gekom. So dis tyd vir bekering en Jesus word gedoop met die Johannesdoop, die bekeringsdoop, wat dis die bekering van die sondaars is, en daarom het Johannes geweier. Wou Jesus nie doop nie, want is nie die sondaar nie, dis die lam van God vir die sondes kom wegneem. En tog sien ons dat by Jesus se doop neem hy die plek van die sondaar in en stap hy die pad van die doop tot by die kruis in jou en my plek. Word hy die sondebok wat in ons plek die prys betaal wat ek en jy nooit sou kon nie. So Johannes die heenwyser na Jesus toe. En Jesus gee ons vir sy gelowiges die opdrag om te gaan doop, maar nie in Johannes doop nie. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis die Christelike doop. Dis wat anders is as die doop waarmee Jesus gedoop is. So hier verwys hy na Johannes en hy sê, hy het hulle laat doop, hierdie baie belangrike bekering wat hulle moes doen.
En toe hy aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê, wie dink julle is ek? Ek is nie hy nie, maar kyk, hy kom na my en ek is selfs nie werd om sy skoene los te maak nie. Johannes sê, hy wat na my kom, was voor my reeds daar. Jesus voor tyd, voor in status. Broers, nakomelinge van Abraham en julle Godvreesendes, aan ons het God hierdie boodskap van die verlossing gestuur. Ons Jode het dit gesien, ons Jode het dit gehoor, dis aan ons gestuur. So hierdie nasie, hierdie mense van die storie, wat hulle self as die bevoorregtes ook sou erken. Hoor hier ook, hoorie, maar hierdie storie is ook van ons gegee. Die inwoners van Jerusalem en hulle leiers het vir Jesus nie erken nie. So dis vir ons gegee, en tog het die mense dit nie erken nie. Hoekom in Jerusalem? Want is in Jerusalem waar Jesus ter dood veroordeel is, nie waar nie? Nou gaan lees gerus die proloog van Johannes. Gaan lees Johannes 1 vers 1 tot 18 en gaan kyk mooi oor wat hier gebeur. Wat oor Jesus gesê word, dat hy die lig is en dat hy lewe is, dat hy na sy eiendom toe gekom het, dat hulle hom nie aanvaar het nie. Maar aan elkeen wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Ons sien in hom genade en waarheid en in hom het ons genade op genade ontvang. Dit is so 'n mooi gedeelte, net om ter agtergrond ook van hierdie te lees. Die inwoners van Jerusalem en hulle leiers het vir Jesus nie erken nie. Deur hom te veroordeel het hulle die uitsprake van die profete wat elke Sabbatdag voorgelees word in vervulling laat gaan. En wat het die profete gesê? Die profete het gesê, julle wil nie luister na God nie. Julle wil nie luister nie. Die Here roep julle op tot bekering, maar julle wil nie hoor nie. En op hierdie wyse sê Paulus, sien julle maak ook soos hulle. Die Hebreërskrywer waarsku veral hierheen, of hierteen. En alhoewel hulle geen grond vir die doodstraf kon kry nie, het hulle tog vir Pilatus gevra om Jesus om die lewe te bring. Paulus is baie ver van Jerusalem af. En tog beskryf hy die storie vir hulle, dat hulle kan beleef asof hulle daar was. Hy onthou, hy weet, Paulus ken nou die storie, van wat gebeur het, toe hulle vir Jesus veroordeel het, toe hulle aangehou daarmee, self toe Pilatus 3 keer gesê het, maar hy is onskuldig, het hulle aangehou met die woorde, kruisig hom. Hulle het vir Barabbas gekies, in plaas van die werklike seun van die Vader. Nadat hulle aan Jesus alles gedoen het, wat van hom in die skrif geskrywe staan, is hy van die kruis afgehaal en begrawe. En hierdie natuurlike 'n beskrywing van Jesaja 53, van sy wonde, sy verbryseling, hoe hy hanteer is. En wie het hom afgehaal? Niemand anders nie as 'n Fariseer self, Nikodemus en Josef van Arimatea. En hoe hulle hom verbind het en gaan bær het, en hoe die graf geseël is. Maar God het hom uit die dood opgewek. Hierdie is so 'n belangrike sin, maar God. En hierdie uit die dood opgewek, dit is die skenier teks, die skenier waarheid van die evangelie. Want dit bind beide die Ou en die Nuwe Testament. Dit bind beide die verlede en die toekoms. Want alles hang hiervan af. Alles hou hieraan vas. Paulus in 1 Korintiërs 15 sê, as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Nou die dag luister ek na 'n debat tussen 'n gelowige en 'n ateïs. En iets wat die ateïs daarin gesê het, is vir my so belangrik. Want hoor wat sê hy? As Jesus uit die dood uit opgestaan het, is dit die belangrikste tema om oor te praat. Is dit die belangrikste saak om oor te praat in die hele wêreld, as dit waar is. So selfs daarin kom erken hy die belangrikheid van hierdie gebeurtenis. En hoor net mooi wat sê Jack Arnold. Ek lees graag vir ons. The resurrection of Christ is the only message that can challenge, confront, counter, defeat, and destroy the humanistic, anti-supernaturalistic spirit of this age. The resurrection is the key to Christianity, and those who study it objectively fall down and worship Jesus Christ. Die opstanding is die belangrikste gebeurtenis in die geskiedenis. Want Jesus het die dood oorwin, die graf is leeg, en daarom stap hulle wat agter hom aanstap, stap die ewigheid in, wanneer hulle oë hier op aarde toemaak. Hulle is vir altyd by hom, en hulle deel daai by hom wees nou al reeds. Vers 31, hy het in die loop van baie dae aan mense verskyn,
wat saam met hom van Galilea af na Jerusalem toe gegaan het. Hierdie mense is nou sy getuies by die volk, waarvan natuurlik Paulus kom sê, kyk, as jy 1 Korintiërs 15 gaan lees, gaan jy sien hoe baie hy dit beskryf. Hy beskryf dit redelik intens in detail daar, en hy noem die mense by die name. En die getuies wat hy noem, is mense wat nog leef in die lewe, weet, in die tyd van die mense vir wie Lukas skryf. So dit is mense wat Paulus sal kan sê, gaan praat met Petrus, gaan praat met Johannes, gaan hoor by hulle. Hulle sal vir jou sê, hulle het die lewende Here gesien. Hulle was saam met hom voor die tyd, hulle was daar die aand toe hy gevange geneem is, hulle was daar die Sondag toe hy opgestaan het, Thomas was daar 'n week later toe hy gesê het, kom raak aan my, kom voel, moenie meer langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Thomas wat gesê het, my Here en my God, en vir my, Paulus, gaan lees Handelinge 9, gaan lees my storie, né? Vir my het hy aan my verskyn. En nou verkondig ons, en nou skuif Paulus sy ons, van ons as deel van die Jode met hulle agtergrond, nou ek is deel van hierdie groep gelowiges, wat getuig dat Christus opgestaan het. So hy het beweeg, hy het geskuif, hy is nou deel van 'n ander groep, maar 'n groep wat sy basis en sy wortels ook vanuit die Ou Testament kom, die storie van God kom, waarin Jesus die vervulling van al die beloftes ook is. Nou verkondig ons aan julle die goeie boodskap. Hierdie woord evangelie is 'n Paulus woord. Goeie nuus, goeie boodskap. Gaan vertel dit verander. Jare terug sou die tipiese films daar in die 60er jare wees van 'n seentjie wat sou loop met koerant en sou sê extra, read all about it, en dan vertel hy die storie en dan kom koop jou koerant. Wel, hierdie is 'n baie groter aankondiging as net extra, read all about it. Dis in vol kleur, 'n boodskap wat skreeu, hier is die goeie nuus, hier is die goeie nuus, die beste nuus ooit, die evangelie. Aan julle die goeie boodskap dat God die belofte aan die voorvaders vir ons, hulle nageslag vervul het, deur Jesus uit die dood te laat opstaan. So staan daar dan ook in die tweede Psalm geskrywe, en net soos die Hebreërs skrywer, help Paulus ons om te verstaan, jy lees die Ou Testament vanuit die lens van die Nuwe Testament, en dan sien hy vir Jesus daar, in die verwysing van Psalm 2, jy is my seun, vandag het ek jou die lewe gegee. God het hom uit die dood laat opstaan, en daarom sal hy nooit vergaan nie. So hy is 'n lewende Here, wat nooit doodgaan nie. Lazarus het uit die dood uit opgestaan, ja, maar hy het weer gesterf. Christus het opgestaan en het hemel toe gevaar, van waar ons hom verwag, van waar af hy terugkom. Christus die Here oor die dood. Dit het God met die volgende woorde gesê, ek sal vir julle die heilige en betroubare beloftes vervul, wat ek aan Dawid toegesê het. Daai kan jy gaan kyk in 2 Samuel 7, 1 Kronieke 17, en jy sal dit ook op ander dele gaan kry, Jesaja 55 en so. Vers 35, daarom sê God ook op 'n ander plek, U sal nie toelaat dat die troue dienaar vergaan nie. Al die lesers van Psalm 16 sou ten tye van Paulus se woorde wonder hieroor. U laat die troue dienaar nie in die dood kom nie, na wie verwys hy? Oor wie word daar gepraat? Hierdie Here wat my leer hoe om te lewe, sê Psalm 16 vers 11. Nee, hoe laat hy nie sy troue dienaar in die graf gaan nie? Wel, dit word waar in Christus, want hy bly nie in die graf nie, nee. Hy lewe, hy het opgestaan. En volgens die besluit van God, het Dawid tog gesterwe, nadat hy die mense van sy tyd gedien het. Hy is by sy voorvaders begrawe, en sy liggaam het vergaan. En hier kom ons by die kruks van sy saak, waar hy in vers 30 gesê het, Jesus het uit die dood uit opgestaan, kom hy nou by hierdie weer, maar Jesus, vers 37, maar Jesus se liggaam het nie vergaan nie. God het hom uit die dood opgewek. Net vir jou en my, ter nagedagtenis hiervan. Wat is die kans dat 12 bangbroeke wat weggekruip het, 11 eintlik, een het homself om die lewe gaan bring. Wat is die kans dat hulle sou kan sien vir al die Romeinse soldate wat die graf sou bewaak het met hulle eie lewe? Vir die graf wat geseël was met die seël van Pilatus. Wat is die kans dat die Romeine nie 'n liggaam sou kon vind nie? Waar hulle sou kon bring en sê, hoorie, maar hier is sy liggaam, want hy was nie te vind nie, want hy het opgestaan. Wat is die kans dat die Messias saam met mense sou eet, sou vertel, sou stap, sou deel? Sien al daai verhale, en wat is die kans dat die mense bereid was om met hulle lewe te boet, nee, vir hierdie man,
wat opgestaan het, met hulle lewe die prys te betaal. Anders as, dit is waar. Dit is waar. God het hom uit die dood opgewek, vers 38. Daarom broers moet julle goed weet, dat wat aan julle verkondig word, die vergewing van sondes deur hom is, en dat elkeen wat glo deur hom vrygespreek word van alle sonde. Hebreërs 2 en Hebreërs 4 praat van Jesus wat volle medelee met ons het. Maar ons lees in die hele Hebreër teks, ons het 'n Here wat self die offer geword het. Hy het die prys kom betaal, sodat ons vergifnis kan kry, want die probleem van die mensdom is sonde. En wat maak ons met die oplossing vir hierdie sonde? Sal goeie werke dit doen? Nee. Sal al hierdie klomp dade dit doen? Nee. Sal 5 gebruike wat die wortels van hierdie bepaalde geloof is, sal dit ooit bewerkstellig? Nee. Nooit, maar nooit kan ek en jy bevry word van 'n skuldige gewete of van 'n sondelas nie. As Romeine 3:23 sê, almal het gesondig, sit ons almal met 'n sondelas van miljoene sondes in ons lewe. En wat doen ons daarmee? Ons roem ons op Christus, wie se waarde alle ander waardes oortref. Sit jy al die skoonheid, al die mooi, al die pragtig, al die rykdom, hierdie kant op 'n skaal, en jy sit Christus hierdie kant, oortref hy alles in waarde, en daarom kon net hy die prys betaal, sodat ek en jy die verlossing kan kry. En wat beteken daai verlossing? Ek is vergewe. Ek is gereinig. Die wet van Moses kon julle nie vryspreek nie. En hoe het hierdie Jode hierdie nie geweet nie? Want elke jaar moes hulle pelgrims wees daar na Jerusalem toe, waar hierdie alles gebeur het, waar hulle van die storie sou gehoor het, waarvan hulle kennis sou geneem het. Pas dan op dat wat die profete gesê het, nie met julle gebeur nie. En dit is om nie te luister na wat God sê nie, en dat die straf van die Here dan kom nie. En kyk, julle verag God. Hier is 'n verwysing na Habakuk 1. Julle sal verstom staan en te gronde gaan, want in julle tyd doen ek iets wat julle beslis nie sal glo nie, as iemand dit vir julle sou vertel nie. Want God werk hierdie kruis, en niemand sou dit besef, totdat jy jou oë oopmaak, en dit glo, en dit neem nie. Terwyl die sinagoge verlaat, het die mense vir Paulus en Barnabas gevra, om hulle die volgende Sabbat meer van hierdie dinge te vertel. So net soos die gouverneur is hierdie Jode op 'n plek waar hulle meer wil weet. Kom deel asseblief met ons. Nadat die sinagoge uit was, het baie van die Jode en van die mense wat van tevore uit die heidendom tot die Jodendom oorgegaan het, saam met Paulus en Barnabas gegaan. So hierdie is 'n klomp Grieke wat tot geloof gekom het en nou oop is. Ons gaan dit later ook sien met Lydia in Handelinge 16, wat dieselfde gebeur. Hierdie herinner my sommer ook aan die Ethiopiër, wat op pad terug is en met 'n teks van 'n Jode daar lees, van die Ou Testament lees en Filippus by hom aansluit. So hier is mense wat leergierig is, hulle wil meer weet. Die het met hulle gepraat en hulle aangemoedig. Dis nou Paulus en Barnabas om op die genade van God te bly vertrou. Die evangelie is goeie nuus. Dit gaan oor genade, oor hierdie geskenk, maar geloof is 'n vaste vertroue, sê Hebreërs 11, sodat hulle hierop moet vertrou. Die volgende Sabbat het byna die hele stad bymekaar gekom om die woord van die Here te hoor. So hulle is leergierig, die hele stad daar. So ergens het iemand gaan vertel, ergens is iemand genooi, en ergens is mense oop vir wat? Vir die woord van die Here. Vir die woord van die Here. Toe die Jode die groot opkom sien, is hulle met afguns vervul, en het hulle telkens Paulus se woorde teëgespreek, en hom beledig. So Paulus kom aan die woord, en nou het jy teenkanting, net soos wat ons gehad het met daai towenaar Bar Jesus, net so hier sien ons dit met hierdie manne, wat probeer om sy mond toe te snoer, om hom stil te maak. So vyandigheid groei, net soos in Jerusalem, teenoor die gelowiges daar, nou, honderde kilometers noord in Antiochië. En hoekom? Afguns, want mense is oop vir die beweging van Jesus, vir die goeie nuus, vir die evangelie. Paulus en Barnabas het reguit vir hulle gesê, die woord van God moes eers aan julle verkondig word, maar omdat julle dit verwerp het en daarmee beslis dat julle die ewige lewe nie werd is nie, gaan ons nou na die mense toe wat nie Jode is nie. In Romeine 11 kan jy gaan lees, sal Paulus vir die gemeente in Rome ook sê, die feit dat die Jode hulle harte toegemaak het gemaak dat die evangelie onder die Grieke ontplof het, en die Griekse wêreld verander het, die heidene bereik het, en nou word die heidene geroep om die Jode te evangeliseer, om terug te kom om die werk te doen.
So dis nie dat die Jode uitgesluit word nie, nee, maar hulle is net so 'n sendingveld, soos wat die heidene was. En nou sê Paulus, julle wou nie hoor nie, so nou gaan ons na ander toe. Hy sal skryf in Romeine 1 vers 16, dat die evangelie is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. Die evangelie kom juist tot volle werking, dat God mense vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo, sê vers 17. Maar hierdie mense wou nie glo nie. En daarom sê Paulus, as jou hart gesluit bly, onthou Jesus laat jou nooit neutraal nie. Die boodskap van Jesus laat jou nie op die draad sit nie. Jy kies vir hom of jy kies teen hom. Hierdie mense kies teen hom en Paulus sê, wel, dan gaan ons aan. Net soos wat in Lukas 10 gesê word vir daai 72. Julle kan maar aangaan, stof vat dit van jou voete af en beweeg verder, want as jy dit nie wil hoor nie, wel dan is daar ander wat dit moet hoor. Want so lei die Here se opdrag aan ons. Ek het u gegee as 'n lig vir die nasies, sodat u verlossing kan bring tot in die uithoeke van die wêreld. Hier is Jesaja 49 vers 6. Ons sien hierdie verlossing die wêreld tref. Gaan kyk gerus daar in Handelinge 8, nê, vers 1 en verder, die geloof of die evangelie wat die mense in Samaria tref. Ons sien hierdie beweging aanhoudend, want Johannes 1 vers 5 sê, in hom was daar lewe, en hierdie lewe was die lig vir die mense. Die lig vir die nasies is Jesus, en hy is gegee, en daaroor moet vertel word. Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die woord van die Here, en het hulle dit toegejuig. Almal wat vir ewige lewe bestem was, het gelowig geword. So ons sien daar's 'n wisselwerking tussen die Here se verlossingsboodskap en die mense aanvaarding daarvan. En hierdie ewige lewe bestem, beteken almal wat geglo het gelowig geword. Almal wat op pad was om vir altyd by die Here te wees, het gelowig geword. Daardie dag, hulle deel geword van God se storie, dis ook die heidene, wat hierna geluister het, net so weer 'n verwysing na Handelinge 10, Petrus en Kornelius. Die woord van die Here het dwars deur die hele streek versprei. So daar's momentum, en is interessant hoe vyandigheid, teenkanting, 'n katalisator word, 'n beweging skep. Maar die Jode het vooraanstaande godvreesende vroue en toonaangewende burgers van die stad teen Paulus en Barnabas opgesweep. Hulle is vervolg en uit die streek verdrywe. So hier die leiers, en as ons nou praat van toonaangewende burgers, sou jy in vandag se taal kon sê, hulle was influencers. So onmiddellik begin die Jode met 'n komplot om Paulus en Barnabas net uit hulle wêreld uit te kry. Want hulle was besig om die beweging so te deel met die wêreld, die beweging van Jesus, dat dit selfs die sinagoge se voortgaan bedreig het. Want die mense het oorgestap, hulle het hulle lojaliteit geskuif, hulle het gebind geraak aan Christus. Hulle het toe as gebaard in die stad die stof van hulle voete afgeskit en na Iconium toe gegaan. Iconium was oos van die stad. Die gelowiges in Antiochië was vol blydskap en vol van die Heilige Gees. So mooi dat ons hier in Handelinge 13 die gevolg van die evangelie sien. Nee, in Galasiërs 5 vertel vir ons dat die vrug van die Gees is liefde, vrede en vreugde. En die eerste 3 van daai 9 vrug is onmiddellik sigbaar hier. Daar's vreugde, daar's blydskap. En die gelowiges, dit beteken die kerk in Antiochië is geplant, dis gevestig. Volgende keer sien ons die beweging van die Here verder. Tot dan, wat het die Here vandag vir jou gesê? Wat jy met jou moet vat? Wat vra die Here vir jou vandag om te doen? En vir wie vra die Here vir jou om voor te bid? Kom ons bid. Here Jesus, die kerk het gebid. Die kerk het gevas. Die kerk het gehoorsaam gesê, ons gee, ons stuur, ons deel. Dankie Here dat in ons gebed en in ons nadink, gebeur Lukas 10 ook. As u sê, die oes is ryp, die arbeiders is min, bid dan die Here van die oes om arbeiders te stuur. Gaan nou, dan hoor ons dat ons is ook die antwoord op ons eie gebed. Paulus en Barnabas het gebid, en die Gees het gestuur. Die kerk het gebid, en u het gestuur. En u is aan die werk, en die kerk het gegroei. Ek bid so vir die kerk reg oor die wêreld, Here, vir 'n opnuut 'n bewustheid, 'n hartsverandering, van honger vir die evangelie en meer nog vir die deel daarvan, en die bewustheid van mense wat verlore is, wat u nie ken nie, wat uitmis op hierdie nuwe lewe van Christus. Ek bid dat daar 'n honger by ons sal wees om dit te deel, eers ook in ons direkte konteks, maar in die breër wêreld, veral deur wat ons sê en wat ons doen,
as voorbeeld van hierdie lewe van Christus. Ons eie getuienis te deel. Getuienis van nuwe lewe, want Here, waar sou ons wees, was dit nie vir U nie. Aan U alle eer in Jesus se naam. Amen. Amen. Mooi week vir jou.